Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende koerantbesprekings en Jana Marx sluit volgende ons aan. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. Jana, ons begin volgende by die president wat heel wat te sê gehad het gisteraand. Hy het, so vir die wat nie gekyk het nie, ons gaan jou nou mooi inlig, maar Suid-Afrika sal voortgaan om as 'n volwaardige lid van die groep van 20 deel te neem en dit was die president se boodskap gisteraand in een van sy familievergaderings. En dis ten spyte van die feit dat Amerikaanse president Donald Trump ons nie na volgende jaar se G20 toe wil nooi nie. Ons weet dit word in Amerika gehou in Miami. Ons gaan hoeka vandag die presidentskap aan Amerika oorhandig. So ja, Trump het gesê ons is nie welkom nie, maar Ramaphosa het gisteraand gesê Suid-Afrika is een van die stigterslede van die G20 en ons sal 'n lid van die G20 in eie naam en reg bly. En dan sê hy ons sal voortgaan om deel te neem as 'n volwaardige, aktiewe en 'n konstruktiewe lid. Ek dink nogal, ja, kyk, ek dink nie regtig jy word genooi vir die G20 nie. Dis 'n opmerking wat die Reservebank se goewerneur Vrydag gemaak het toe ons by hom was. Hy het gesê, jy weet, as jy klaar 'n lid is, word jy regtig genooi. Dit sal nog uitgesorteer moet word. Maar ons was nou vanjaar die president van hierdie G20, ten spyte van al die spanning wat aan die gang was. En dit is ook ten spyte van die feit dat Trump ons die G20 geboikot het, dat nie die Amerikaanse afvaardiging gestuur om deel te neem nie, hoewel hulle voor die tyd in die prosesse deelgeneem het. En Trump het ons ook 'n bietjie gedreig. Hy het gesê dat ons nie die verklaring, as ek sê nou ons as die land Suid-Afrika, nie 'n verklaring, die G20 verklaring mag neem nie. Dit is vir al die lande nou saamstem oor alles waaroor hulle gepraat het in die jaar en sê ons glo dit en ons sê dit en ons sê dit. Hy het gesê omdat daar nie 'n konsensus is nie, omdat hulle nie daar is nie, kan ons dit nie doen nie. Maar Ramaphosa het dit steeds reg gekry met die lande wat wel daar was. So Amerika, ons is nou nog minder gewild as wat ons was 'n paar weke gelede. Ons gaan nou maar sien hoe die ding uitspeel, maar Ramaphosa sê Suid-Afrika gaan nêrens wat die G20 betref nie. Jana, dit was interessant want die president het baie pertinent ook gesê in sy toespraak, ons bly 'n vriend van die Amerikaners. Hy het dit gesê, inderdaad. So ek dink Suid-Afrika besef ook hoe belangrik is die handelsverhoudinge met Amerika. Ek dink is vir al die lande, maar belangrik om met Amerika 'n goeie handelsverhouding te hê. So ja, as Suid-Afrika kan ons nie bekostig om nie met Amerika oor die weg te kom nie. So hoewel hulle vir ons baie koue skouer gee, is Suid-Afrika sal ons voortgaan om met hulle te wil praat en om hopelik ook, jy weet, beter handelstariewe na die 30% op ons gehef is, beter handelstariewe vir onsself te onderhandel. Dis alles maar nog deel van die prosesse wat aan die gang is. Nou ja, altyd ietsie met Donald Trump. Nou ja, ons het praat oor Gauteng spesifiek, want die misdaadsyfers is uit vir die laaste kwartaal en dit lyk vir my Gauteng is nie jou maatjie nie. Nee, kyk, ek dink laat 'n mens sidder veral as jy hier woon. So die presiese misdaadstatistieke van die tweede kwartaal sê Gauteng loop loshande voor. Ons het die meeste diewe en die meeste mense wat hulle aan seksuele misdade skuldig maak. Boonop is ook die provinsie met die meeste kontakmisdade in die land. Dit is nou waar daar 'n misdaad gepleeg word teen 'n persoon as 'n slagoffer, jy weet waar fisiese misdaad gepleeg word. So 26%, meer as 26% van alle kontakmisdade is in die tweede kwartaal in Gauteng aangemeld. Daarna volg die Weskaap met 18% en KwaZulu-Natal met 17%. Die meeste motors of meer motors kry hier voete. Daar was 'n drastiese toename, 80%. Van motordiefstal of van voertuigdiefstal liewer vanaf die eerste na die tweede kwartaal. Dit sluit nou die hele land in, is nie net Gauteng nie. Maar dit blyk dan dat die diefstal, dat misdadigers ook hulle tegnieke aangepas het. Dit is wat die polisie minister gesê het. Jy weet dat dit moontlik aangepas is om so 'n verskriklike daadwerklike styging in die getalle te sien. En dan uit die jongste data blyk dit ook dat die helfte van die land se motorkapings in Gauteng plaasvind. So dit is ook 'n afgryslike syfer. Dan geslagsgeweld wat Gauteng betref, het 'n beduidende toename in aangemelde gevalle van seksuele misdrywe tydens die tweede kwartaal ervaar. Verkrachtingssake het met 14% toegeneem. En volgens Netwerk 24 beteken dit dat 23 vroue daagliks in die provinsie verkragt word. Dit is ongelooflik baie. En dan die aantal voorvalle van seksuele aanranding het ook meer as verdubbel. En dan lyk dit of Gauteng die 1/5 van al die verkrachtingssake in die land in die tweede kwartaal verteenwoordig het.
wat dwelms en drank betref, dwelmverwante misdade toegeneem, Gautengers bestuur onder die invloed. Ondanks al hierdie kommerwekkende getalle waar ons nou gepraat het, was daar 'n merkwaardige verbetering in inbrake wat nogal vir my baie interessant is. Daar was ook meer moord, maar die styging in moord is nie so baie in vergelyking met die ander getalle waar ons nou net gepraat het nie, maar aan die ander kant moet ons ook sê, jy weet, een moord is een moord te veel. Jana, ek moet sê, ek is bekommerd oor hierdie getalle, want dit wys my eintlik ons is nie besig om die geveg teen misdaad te wen nie. Jy kan nie gaan die motorvoertuie wat gesteel word het met 80% toegeneem. Dit is ongelooflik. Dit is nog 'n merkwaardige persentasie. En dan 23 vrouens wat verkragt word per dag net in Gauteng. Iewers moet ons iets aanpas of iets anders doen. Ek is nie seker wat die antwoord is nie, maar op die stadium het ek hierdie leser net gevoel, ons is nie besig om te wen teen misdaad nie. Nee, ons is nie. Aan die een kant kan jy sê, jy weet, ons het dalk te min polisielede vir die hoeveelheid misdaad wat in die land aan die gang is en Gauteng aan die gang is. Aan die ander kant het ons ook redelik baie lede hier. Dit is om hierdie lede reg te gebruik, moet die mense die regte opleiding te gee. Ek dink almal wat al met die polisie op plaaslike vlak gewerk het, sal 'n paar dinge daaroor te sê. Ongelukkig, ek sê altyd, ongelukkig is daar ongelooflike goeie beamptes, maar die vrot beamptes is daarom werklik vrot. Ja, absoluut. Dan bietjie goeie nuus is die toeriste neem toe. Ja, so in die midde van al die misdaad stroom mense daarom nog na Suid-Afrika toe. Die toerisme departement het vir Oktober meer as 900,000 toeriste aangeteken en dit is 'n toename van 32% in vergelyking met verlede jaar Oktober. So duidelik bereik ons misdaadnuus hulle nog nie soveel nie. Dit maak vanjaar een van die sterkste Oktobermaande tot nog toe. Van Januarie tot Oktober vanjaar het so wat 8.6 miljoen mense Suid-Afrika besoek. So dit is baie, baie lieflik. Dit gaan nie net oor mense wat lekker kom vakansie hou nie, dis baie, baie goed vir ons ekonomie. Die World Travel and Tourism Council sê dat die toerisme se bydrae tot BBP tussen 8 en 9% na COVID is. En die sektor ondersteun duisende werke, jy weet, direk en indirek waar mense betrokke is in die toerisme sektor. So Patricia de Lille is die minister van toerisme, sy sê in 'n verklaring, ons is in 'n tydperk van groei. En sy het al waardering teenoor die 1.8 miljoen werkers in die toerismebedryf betuig. En dan natuurlik wonder ons oor die impak van die toerisme, of impak van die G20 op die toerismebedryf en op ons ekonomie, en daai syfers word nog verwerk. Ons sal binnekort hoor ook hoeveel geld ons daar gemaak het. Dit is lekker om weer busse en voertuie vol toeriste te sien wat die land deur kruis. Dit laat die mense weer so half net, herinner jou net aan wat 'n spesiale land ons regtig het. Dat mense van einde en verre nog hier na toe kom. Maar nog iets wat buitensporig spesiaal is. Vir 'n klomp mense is die feit dat daar 'n olifant in die Knysna bos is. En tot so 'n mate loop die olifant al vir jare, ek dink 35 jaar alleen. En daar was toe 'n plan om vir haar maatjies te kry, maar dit smaak my die plan het platgeval. Ja, ek dink dis 'n spesiale, sê amper 'n verbintenis met die bos, as jy ook alleen Matteus se Kringe in 'n bos gelees het, dit was ons voorgeskrewe boek in matriek. So die groep het Instinct, hulle het hierdie plan ontwikkel. Hulle wou 'n trop olifante vestig, 'n kleinerige troppie vestig in die bos, sodat Oupo, dis wat hulle haar noem, sodat sy weer 'n maatjie kan kry, want soos jy sê, sy loop op 35 jaar alleen. Dit was selfs volledig befonds, R5 miljoen om hierdie operasie deur te voer. En dan sê hulle ook, jy weet, hulle het sterk wetenskaplike verskoning. Hulle het allerlei protokolle gedoen en toetse gedoen, maar hulle het op die ouend hierdie plan teruggetrek, want hulle sê hulle kon nie samewerking kry van Sandparke nie. En sedert 2017 het hulle blykbaar herhaaldelik probeer om Sandparke aan boord te kry, want dit is uiteraard, weet, die Knysna Bosval in 'n Sandparke gebied, maar Sandparke kon nie of wou nie aan boord kom nie, of hulle het nie. Wat Sandparke dan nou sê, is dat hulle self besig was met hulle eie toetse. Hulle sê daar is 'n plan, en hierdie plan word hersien, dit gaan spesifiek oor die olifante, en dan beloof hulle ook dat die publiek teen Januarie hierdie jaar, volgende jaar sal terugvoer kry. So, dit sal interessant wees om te sien of hulle nou enigstens die roete sal gaan om, weet, meer olifante daartoe te bring. Tog sê die wildkenner Dion Furstenberg, hy glo nie olifante hoort in die Knysna bos nie.
baie interessant. Ek dink 'n mens lees Kringe in 'n bos en dan dink jy dit is, jy weet, was maar net altyd olifante, maar dan maak hy die punt, olifante is daartoe gedryf deur die koloniste, deur houtkappers en deur jagters, dat hulle nie natuurlik daar voorkom nie, dat die olifante wat daar beland het, eintlik besig was om te migreer van een punt na 'n ander punt. Dat hierdie spesifieke savanna-olifante, dat hulle gras en 'n sekere blaar eet wat jy nie daar kry nie. En omdat hulle nou genoop is om in die bos te bly, jy weet, geneties raak hulle genetika raak swakker omdat hulle nie die regte voeding kry nie. En hy sê dis ook deels waarom hulle getalle so uitgedun het. Want jy weet, as daar nie 'n sterk geen pool is nie, gaan hierdie groep nie groter word nie. Die natuur gaan hom uitermate gaan hom op die ou end uitwerk. So hy sê dit sal misluk, die plan sal misluk en dit sal wreed wees om meer olifante hier in hierdie woud weer vry te laat. Maar Herd Instinct sê net hulle het al hierdie dinge in ag geneem. Hulle glo weer wel dat die olifante goed aanpas en dat mense die rede is dat hierdie olifante doodgegaan of uitgedun is, dat mense hulle uitgemoor het. En jy weet daarom daar net een olifant oor is. So hulle sê as hier al hierdie prosesse en dit sou gewerk het, as sanparke maar net aan boord gekom het. Dus 'n bietjie van die he said, she said, maar op die ou end ongelukkig is sanparke die bepalende faktor en ons sal maar hoor wat hulle in Januarie vir ons sê. Ja, ons sal wag tot Januarie om te sien wat die uitslag dan is. Jana, dan ook hartseer nuus van 'n plaasaanval. Baie hartseer die gemeenskap van Baltimore en Limpopo. Hulle is in 'n rou na 'n geliefde boer hierdie naweek vermoor is. Dis die 77-jarige Atmane. Hy is dood en sy vrou Pietro sterk nog aan in die Ellis Ras Hospitaal. Hulle is Saterdagmiddag baie erg aangerand. So volgens die berig het Pietro Saterdagmiddag omstreeks 4:00 by die agterdeur van die plaashuis uitgegaan om die honde uit te vat. 'n Groep mans het daar oorval. Hulle het daar by die huis ingedwing en op die grond laat lê en haar voete vasgebind en aanhoudend vir haar gesê, we want money. En sy het toe vir hulle gesê waar om R4,000 te kry wat hulle in 'n kas in die huis hou, maar hulle het gesê dis nie genoeg geld nie, hulle soek nog geld en dit is die berig van oud-kolonel Sakkie Lourens, hy's van die Bosveld misdaadondersoeke. So die mans het toe vir Pietro na die hoofslaapkamer geneem, op die bed neergegooi en kussings op haar gegooi en die huis verder geplunder. En omstreeks 5:00 toe Ad terugkom van die krale waar hy aan die beeste omgesien het hulle ook hom oorval. Hom oor die kop geslaan, hom baie erg aangerand. Hy praat vlot Sotho, so hy het glo met hulle in Sotho gepraat. Dit het nie gewerk nie. Hulle het hom baie sleg aangerand en hy is op die ou end oorlede. En die diewe is fort met geld, 2 selfone en 'n 38 special. Dit in ruil vir 'n mens se lewe. So Pietro kon op die ou end, sy kon die noodradio om hulp roep en die boere het haar te hulp gesnel, maar uiteraard was dit nou te laat vir Ad. Hulle het 2 seuns, Christian en Attie. Christian boer ook op die plaas, maar hy was die Saterdag daar nie en Attie bly in Botswana. Hy het Sondag in Suid-Afrika aangekom. Nou, dit is 'n baie hartseer storie, ons is baie jammer om daarvan te hoor. Maar dan is daar ook iets goeds wat gebeur het. Surfers, kyk, hulle sê altyd die goed is, hulle is goed vir niks, 'n surfer, hy lê net rond. Man, surfers is lekker mense. 2 surfers het gehelp om 'n drenkeling te red. Absoluut. So hierdie man van Mosambiek het in Buffels Baai geswem toe hy in die moeilikheid beland het, maar die see was so rof dat die Nasionale See-reddingsinstituut se reddingsboot nie kon uitgaan om hom te help nie. Tog was hierdie 2 branderplankryers naby gewees en hulle die man raak gesien en hulle het hom te hulp gesnel en hulle kon hom toe op een van die branderplanke kry en tot by 'n naby 'n sandbank kry waar hulle toe nou, jy weet, gewag het. Iemand van die NSRI wat nie aan diens was nie, was ook besig om branderplank te ry en het hulle gesien en hulle toe verder gaan help. So dis eintlik 'n baie mooi storie waar mense saamgespan het om 'n drenkeling te help. Die NSRI nie op daai stadium kon nie. Ek wil wel ook noem dat hulle baie gelukkig is. Ek het ook al gelees, ek ken iemand persoonlik wat ingeswem het om iemand te gaan red en op die ouend is die persoon die held in die proses oorlede. So dit is maar gevaarlik. Jy weet natuurlik die branderplankryers het hulle branderplanke by hulle gehad wat daarom kon help. Maar ja, wees maar versigtig en ons is baie bly hierdie storie het 'n goeie einde. Ek dink ook so met die feestyd en baie mense wat wel na die kus toe gaan, is maar net belangrik om te kyk as al waarskuwings is of te hoor wat mense sê en regtig te luister vir jou eie veiligheid ook. Swem tussen die vlaggies. Jana, jy's reg, swem tussen die vlaggies. Jana, en dan sluit ons met 'n baie oulike storie af eintlik oor die nonne vanoggend.
Ag, weet jy, toe ek die storie lees die naweek, as jy hom nog nie gelees het nie, gaan lees tog net die hele storie. Dit is lieflik. Ons moet so klein bietjie rewind hierso. So dis die 3 bejaarde Oostenrykse nonne. Dit klink soos 'n fliek as ek hierdie vertel. So susters Bernadette, Regina en Rita, hulle is in hulle 80's. Hulle het September uit 'n katolieke ouerhuis ontsnap. Uit die ouerhuis uit? Uit die ouerhuis uit. En hulle het besluit tot hiertoe nie verder nie. Hulle gaan terug na die klooster toe, waar hulle dekades lank gewoon het en skool gehou het. Want hulle sê, hulle is aanvanklik teen hulle sin uit hierdie klooster verwyder. Hulle het gedog hulle gaan terug en toe hulle weer sien toe hulle sommer ingeboek daar by die ouerhuis. En hulle was nou glad nie te vind daarvoor nie. So hulle het dit gedoen met die hulp van oudskooliere en joernaliste, en as 'n joernalis myself kan ek net dink wat se pret joernaliste gehad het op hierdie geheime, dit's 'n vreeslike geheime operasie gewees blykbaar. So hulle rebellie internasionale nuus gemaak en dit openbare simpatie ontlok. Hulle het die Katolieke Kerk baie kwaad gemaak. En in die proses by die klooster ingebreek en daar is die klooster weer in die gang vir hulle gekry, want die plek staan verlate, so die ligte is weer opgekoppel en die water is weer aangesit. En iemand het vir hulle sosiale media rekening gestig en hulle het nou vreeslik populêr geword op sosiale media. Die mooiste ding van hierdie is met die feit dat hulle 'n priester moes insmokkel om vir hulle dienste te hou. Die priester was natuurlik bang, want die Katolieke Kerk is nou vies vir hulle, want jy kan nou dink hierdie is 'n PR nagmerrie. So die priesters was bang en wou nie noodwendig, jy weet, kom om of openbaar maak dat hulle kom om te kom help nie. So die kerk aanvanklik was glad nie genee met hierdie situasie nie. Hulle sê die nonne het hulle beloftes van gehoorsaamheid onderbreek en dat dit vir hulle beter is om in die versorgingstehuis te gaan woon. En toe het hulle nou 'n nuwe aanbod gemaak, want hierdie nonne het eenvoudig net, jy weet, geweier om te beweeg. So hulle het nou 'n nuwe aanbod. Die Katolieke Kerk sê hulle mag nou aanbly tot verdere kennisgewing op voorwaarde dat hulle sosiale media stopsit. En dat hulle nie besoekers van buite af in die klooster mag kry nie. En dan as hulle verder siek word of sieker word, dan moet hulle wel na 'n ouerhuis of na 'n versorgingseenheid liewer toe gaan. Die nonne is in elk geval is egter hiervoor ook nie te vind nie. Hulle sê net hierdie besluite wil hulle beperk en hulle glo net hulle soek 'n goeie gesprek met die kerk. Hulle kan nie dink dat hierdie besluit wat sommer namens hulle weer eens geneem word, okay is nie. So ja, ek dink dit is net 'n vreeslike pittige storie oor hierdie nonne, maar dit is vir hulle natuurlik 'n baie ernstige saak. Ek smal daaroor hoe niemand vir hulle gaan voorskryf wat hulle gaan doen nie. Hulle gaan doen wat hulle wil doen. Absoluut. Jana, baie dankie vir die saamgestelsie met 'n heerlike maandag hê. Dieselfde. Dit is Jana Marks, bly geskakel, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.